Eden FM, jou stem in die paradijs. Net het plesier om na te luister. Inderdaad, 24/7. Hallo en welkom hier so by Aksie met Reaksie. Net hier op Eden FM, ek is Dion. En ek is Karen. Dit is lekker om vir hierdie Woensdag, 'n interessante Woensdag, met julle te gesels. So met die hele votings wat plaasvind, die voting polls, al die mense wat al gaan stem en die mense wat reg staan in toue om te stem, hulle kry. Ons hoop julle staan nie in te lang rye vandag nie. En ons hoop julle het julle water saam en dalk julle stoele saam en ietsie om aan te knaag terwyl jy wag. Absoluut en ja, dis 'n baie interessante dag, maar ons het vandag heeltemal ietsie anders, dat ek weet die politiek en alles kon al 'n tydjie aan wat gespeel word. Ja, julle het genoeg daaroor al gehoor. Maar ons het nou sommer 'n heeltemal 'n interessante topik vandag om mee te gesels, so die detox van toksiese mense. Ja, en dit gaan maar eintlik oor relationships. Dit gaan oor verhoudings en ons praat nie net van liefdesverhoudings nie. Dit is dinge wat in elke relationship en elke verhouding belangrik is, 'n vriendskapsverhouding, ouer-kind, kind-ouer, familielede, almal, besigheid, dit gaan daaroor. Ek het verlede week 'n podcast gedoen, waar ek die gasspreker was, waar ons gesels het oor jou emosies in besigheid, maar jou emosie, ons kan nie net daar begin nie, want emosies begin nou, by jou huis. It all starts with you. Het begin in jou huis. En dit gaan nie 'n hoë oopmaak al klaar. Ja, as jou huis, en die Bybel sê baie mooi vir jou, as jy nie in beheer is van wat in jou huishouding nie, dan kan jy nie in beheer wees van enige iemand of enige iets anders by die werk nie. Jy is nie veronderstel om in beheer te wees van ander mense nie. Laat ons daai regstellingkie net maak. Maar jy kan nie in beheer wees dan van jou werk as jy nie in beheer is van jou huishouding nie. So as daar nie orde in jou huis is nie, dan kan jy nie orde in jou res van jou lewe verwag nie. Dis dieselfde ding. Ons kan nie net begin en sê, ons gaan kyk na verhoudings buitekant nie. Jou verhoudings nommer 1 met jouself moet reg wees. En dis een van die dingetjies wat ons nou hopelik vandag alles gaan aanraak. Dis so lang lys goeters wat dis eintlik, ek het nou vir jou gesê, dit is eintlik maar counselling. Dis counselling wat ons moet, en die ding is, ons weet eintlik al hierdie goed. Want soos ek altyd sê, is dat alles wat jy nodig het is alreeds in jou ingebou. The kingdom of heaven is within you. Wat jy nodig het om deur hierdie lewe te navigate is alreeds in jou ingebou om jouself te wees. So, ons weet hierdie goed en ons het al hierdie goed gehoor oral deur ons lewens. And if you know better, you're supposed to do better. Maar ons vergeet dit. En daarom sê ek altyd, wanneer ek sit met my pasiënte en ek vertel nou vir hulle wat het nou gesien op hulle scans en ek probeer vir hulle verduidelik wat is die spiritual root en die significance daarvan en hoe om dit te verander, is dit glad nie uit 'n oogpunt uit van judgment nie. Ek preek elke keer vir myself as ek met 'n pasiënt sit of as ek nou so praat, preek ek vir myself want is goed wat ek weet, maar jy moet daaraan herinner word. Jy het nodig om herinner daaraan te word want ons vergeet van hierdie goed elke dag. En dis baie belangrik, die fundamentals daarvan. So ons gaan 'n lekker tweetalige ding hê vandag, bietjie meer Engels dink ek as Afrikaans. Want baie van hierdie goed waar mense oor praat, dis kom ek baie keer ook in Engels quoteer. Ja, Afrikaans is 'n lekker taal, maar daar sekere goed, die psychological aspects van dit wat net beter oorgaan as jy het in Engels vertel. Beter is dit in Engels is van die beskrywings. Ja, so ons gaan bietjie begin om te praat van relationships. When relationships fall apart. Onthou nou, ons het gesê relationship geld, jy het relationships met almal, jy het relationships met die mense in jou huis, jy het relationships met jou bure, met die mense by jou werk, met jou diere, met jou kinders, met jou ouers, met jou familie. So dit geld vir alles, nie net vir liefdesverhoudings nie. As hierdie goed nie reg is in een verhouding nie, is dit nie reg in enige van jou verhoudinge nie. So ons sê, when relationships fall apart, it's often not a single event that seals their fate, but a series of omissions and failures
the absence of fundamental elements. Die belangrikste elemente, fundamentele elemente, die belangrikste goed in 'n verhouding is respect, apology, care, accountability, and honesty. This can collectively signify the end if there's an absence of this. These deficiencies become glaringly apparent, signaling the irreparable damage done. Dis nou waar vir ons praat, as daar nie respek is nie, as daar nie ek jammer gesê word wanneer daar 'n fout gemaak word nie, en dan, ek dink ek gaan dit 'n paar keer deur hierdie uitsending sê, is Dion het al baie keer post gemaak wat sê, this year we do not accept apologies. What? We only accept change behavior. Ja, want it's only a mistake the first time. The second time, it's a decision. Jy maak 'n besluit om die tweede keer daai selfde fout in aanhalingstekens te maak. Jy het hom ons nou al gemaak. So if you know better, soos ek net nou gesê, you're supposed to do better, right? So as jy aanhou om dieselfde ding te doen, dan beteken jou apology regtig net niks nie. Jy probeer net straf of wat ook al gepaard gaan met wat jy daar gedoen het, vryspring. En so jy altyd op hy sê, dit is eintlik disrespectful as jy dit so doen. Dit is disrespectful. Want jy kan sien die mense respekteer jou nie, want hulle doen dan dieselfde ding oor en oor. En dan moet jy respek vir jouself hê, om 'n boundary daar te stel. So dis waaroor dit gaan, as mense toksiek raak in jou in jou omgewing, 'n herhaling van sekere behaviors. Now, respect is the cornerstone of any healthy relationship. Without it, there is no foundation of mutual appreciation and regard. So, dit word eerste genoem, want dis die belangrikste. As respek by die voordeur uitloop, of dan loop die res, alles is uit. Of wat of by die agterdeur uitloop, is staan niks meer oor nie. Dit loop alles uit. So, respek nie meer daar nie, jammer, daar kan nie liefde wees nie. The absence of respect manifests in dismissive attitudes, belittling comments, and general lack of consideration for the other person's feelings and perspectives. This neglect fosters resentment and undermines trust, creating a chasm that grows too vast to bridge. Dis die ding, ek sê altyd, it's the small foxes that spoil the vine. Is daai eerste keer, ek praat altyd baie vinnig, my familie het altyd vir my gesê, ek is, wat is dit? Confrontation. Daar sê, confrontational, en dan het ek gesê, nee, ek is nie. Maar eintlik is dit so, want as jy nou mooi daaroor dink, en dis die basis van alles, om eerlik te wees met jouself, want as ek in 'n vertrek inloop, ek voel al, as die melk nog daaraan dink om suur te word, dan weet ek, daar's 'n atmosfeer, daar's ietsie, vertel my gou, wat is die probleem? Nee, daar's niks nie. Ja, daar is, vertel my, nee, daar's niks nie. Nee, vertel my, man, ek wil nie nou daaroor praat nie, sien? Ek weet daar's ietsie, so ek wil dit graag uitsorteer, voor dit 'n groot storie word, want soos die Bybel vir ons sê, it's the small foxes that spoil the vine, en jy los dit nou, en dan maak dit 'n seertjie. Dan plak jy net 'n pleister op, want jy wil nie daarna kyk nie, en jy wil dit nie konfronteer nie, so jy plak 'n pleistertjie daarop, want jy sien dit mos nou nie, maar onder hierdie pleister, is daar 'n sweer wat besig is om te ontstaan, en dan begin gangreen vorm, en na gangreen is daar dood, dan kan jy niks meer daaraan doen nie. So het help nie om 'n blind eye te trek nie, en dan is dit ook om jou emosies te onderdruk, en dan veroorsaak dit allerlei psigosomatiese siektes. Psigo, as die siel nie lekker is nie, dan manifest dit in die soma, die liggaam. So hier gaan ons weer, alles is connected, jou emotions, alles. Jy moet jouself in orde kry, it's the whole circle of life, everything is connected. As die een ding nie reg is nie, dan verwoes dit die res van die circle of life. Een ding uithaal of goed bysit, dit verwoes die perfecte circle of life. So, wanneer daar iets gebeur, sorteer dit dadelik uit. Voordat dit 'n groot storie raak. Jy dink jy bly stil oor iets wat jou irriteer, en dan op die einde van die dag is jy so geïrriteerd met jouself en met die ander persoon, dat dit net 'n ontploffing is, en dis 'n bekleierery, en dan word daar goed gesê en gedoen, wat
gedane sake het geen keer. Jy, as 'n vaas geval het en hy's in skerwe, kan jy maar plak soveel as wat jy wil, hy gaan nooit weer dieselfde wees nie. So, kry daai klein dingetjies in orde, en dit sê mos jou, the neglect fosters resentments and undermines trust, creating a chasm that grows too vast to bridge. Now, similarly, an apology is more than just an acknowledgement of wrongdoing. It's a step towards healing and reconciliation. When one partner consistently fails to apologize, it communicates a lack of remorse and unwillingness to take responsibility for their actions. So, presies daai wat ons nou gesê het. Ja. The omissions leaves wounds festering as the injured party feels their pain is neither recognizing nor valued. Over time, the unresolved hurts accumulate, eroding the emotions connecting and making closure inevitable. Small foxes that spoil the vine. Dis wat ons net nou oor gepraat het, ja. Presies. Ons sê altyd praat oor die klein goedjies. Die pleister, die sweer, gangrene en dood, dat ons nou oor gepraat het. Yes. Ja, And communication is key, but doesn't help if there's no understanding, comprehension. ja, understanding of comprehension, né? Yes. So as jy praat met iemand, maar hulle verstaan jou nie, dan help dit. Jy mors jou tyd. Dit's daai van choose your battles. Moenie jou parels voor die varke gooi nie, want jy mors jou energie. Jy kan praat tot die koeie huis toe kom, maar as daai persoon nie verstaan wat jy sê nie, en dis die ding, ek het al gevra, luister, ek het nou al verduidelik, byvoorbeeld, met 'n persoon, ek het myself verduidelik, so daar's 2 redes hoekom jy hierdie oor en oor doen, is of jy verstaan my nie, of jy doen dit as prins. So, nou moet jy vir my mooi verduidelik, wat die een is dit? Is dit, jy verstaan nie wat ek sê nie? Sê nie vir my, as jy nie verstaan nie, dan verduidelik ek het oor. Maar as jy aanhou om dieselfde ding te doen, nadat ek jy verduidelik het wat die probleem is daarmee, en jy hou aan, en dit affekteer my negatief, het maak my seer, dan beteken dit mos jy het geen respek vir my gevoelens nie. Jy gaan net en doen goeders terwyl jy weet dit maak iemand seer. So, of dit kom iemand te na by jou werk, as iemand vir jou by die werk byvoorbeeld vra, ag luister, moet asseblief nie, jare terug mag mense nog in die kantore byvoorbeeld gerook het. Ek kon nie asemhaal nie, ek wou doodgaan. En dan is jy met daai persoon dalk gaan gesels en vir hulle sê, asseblief, voel nie op 'n ander, ek kan nie, en hulle hou aan om dit te doen, respekteer hulle jou? Nee, hulle gee glad nie om vir jou gevoelens of wat jou affekteer of siek maak of wat ook al nie. So wat beteken dit? Daar is nie 'n hoop vir daai ding nie, so moet dan nie jou asem mors nie. Besef net en wees eerlik met jouself en besef net, daai gaan nie werk nie. Move right along. Dit is net al. Ons gaan onsself baie moeilikheid en hartseer spaar as ons bietjie respek vir onsself het en net besef, luister, hier is geen respek nie. Onthou wat ons in die begin gesê het, respek. As dit nie daar is nie, dan kan jy nie sê daar is liefde nie. Daar kan niks anders wees as daar nie respek is nie. Now, care is the expression of love and concerning in action. Ja. It is shown through acts of kindness, support, and attentiveness to each other's needs. Ja. The lack of care signifies a deeper issue of emotional neglect. When one partner stops showing care, it signals a withdrawal of affection and interest. The emotional distance grows, leading to feelings of loneliness and abandonment. The relationship, devoid of nurturing and support, withers and dies. En dis na die tyd, as jy mekaar nie meer lekker verstaan nie, die gevoel van belonging, om saam met mekaar te wees, is besig om weg te breek, en dan wanneer dit daar so weg is, en jy het nie meer respek vir mekaar nie, dan is alles vir die venster uit. Ja, dit is gewoonlik wat ons sê, ons het nou gepraat van the small foxes, Yes. spoiling the vine. Die klein dingetjies is belangrik, is daai klein dingetjies wat oulik is, soos, jy, in die oggende, Dion is baie vroeg op en hy's vroeg uit, nog voor die son opkom, maar dan maak hy al klaar vir my koffie, en hy sit klaar my koppie met my suiker, al die goedjies vir my, dis ek 'n klein goed, dis so oulik, en dan nootjies en sulke dinge, dis oulik, en dis lekker, en dis gewoonlik hoe jy begin agterkom, as daar
issues is in die verhouding, as daai goedjies begin wegraak. Spreek dit aan wanneer jy sien, daar is nie iets nie. Ja, en vra, ek sien, dit gebeur nie meer nie, ek is nou gewoon daaraan, hoekom gebeur dit nie meer nie? En dan kan dit wees dat iets net voorgeval het, dat dit nie gebeur nie, en dit gaan net weer die volgende dag aan, soos dit moes, dis reg, maar praat, moenie laat dit jou nou pla, en dan begin jou brein allerhande speletjies met jou speel nie, so praat met mense. Praat met die mense rondom jou en kommunikeer jou gevoelens. Ek weet nie hoekom is mense so bang nie, om te kommunikeer. Mense is bang om die waarheid te hoor. Ek weet nie hoekom nie. Ek wil altyd eerder graag presies weet waar ek staan. So ek sê altyd vir mense presies waar hulle met my staan, want ek wil graag weet presies waar ek met ander mense staan. Daar's niks so erg as jy dink, alles is hankie-dorie en dan slaat iets jou soos 'n nat versteen tussen die oë nie. Ja, ek dink dit is redelik informasie, maar nou is Dit is. 'n lekker liedjie wat ek ook sommer in gedagte het, wat reguit gepaard gaan met hierdie. So bly ingeskakel hier by ons op Aksie met Reaksie. Ons is nou weer terug by julle. Eden FM, jou stem in die paradys. Met ons Rhythm and Swing sal jy vir meer vra. As jy welkom terug is by ons op Aksie met Reaksie. Respect van Aretha Franklin. So dit was 'n lekker om dat te luister. Eers een van die regte liedjies, so sê sy R-E-S-P-E-C-T. Ja. So lekker respect, en ons het nou reeds gepraat daaroor van respect in die vorige tydperk. So ons gaan aanbeweeg, maar as jy nou ingeskakel is, ons praat so 'n bietjie oor detox met toksiese mense. Ja, soos ek sê, dis 'n alomvattende ding. Yes. Skies tog. 'n stemdag vandag en my stem wil nie lekker saamwerk nie. Dit is geen kruisstrek nie. Nee. Goed. Ons praat oor accountability. Nou, accountability is crucial in maintaining trust and integrity within a relationship. It involves owning up to one's mistakes, making amends and committing to better behavior. Onthou wat ons gesê het, if you know better, you are supposed to do better. It's only an accident the first time, or a mistake the first time. The second time, it's a decision, sê ons, né? So, soos ons nou nog gesê het, Dion het gesê, we do not accept apologies, only change behavior. Want jy is ook altyd daar so by, as iets van 'n persoon nie lekker is vir jou, en jy wil tyd met daai persoon spandeer, dan kan jy vir die persoon sê, hoor jy so, dit wat jy nou gedoen het, hou ek nie baie daarvan nie. So dis dan is dit die persoon se verantwoordelikheid of hy dit wil verander of nie. Ja. As hy dit wil verander, dan wys dit daar's respek en hy vraag tyd. Daar sê baie dankie vir daai. Dis fantasties. Dankie. Now, a lack of accountability indicates a refusal to acknowledge personal faults and an evasion of responsibility. So, jy wil nie jou persoonlike jy wil nie accountability vat nie. So, jy wil nie pa staan vir die behavior, die gedrag wat jy ontbloot het nie, en jy probeer om jou responsibilities te wat is die woord wat ek soek? Jy wil dit ontvlug. Jy wil nie verantwoordelikheid vat vir wat jy verkeerd gedoen het nie. En daar is baie belangrik vir mense om verantwoordelikheid te vat en te erken aan jouself eers. Ek sê altyd, daar's niks so erg as jy nie as jy vir jouself jok nie. Jy trek jy voor oor jou eie oë, o my genade. Now, this behavior not only frustrates and angers the affected partner, but it also undermines the moral fabric of the relationship. The persistent absence of accountability reveals a character flaw that is often insurmountable, pushing the relationship to its breaking point. Now, honesty is the bedrock of any meaningful connection. Without honesty, there is no true understanding or genuine interaction. The lack of honesty leads to deceit and betrayal, eroding the fundamental trust that binds partners together. Lies and secrets create a web of confusion and mistrust, where doubt and suspicion flourish. As iemand een keer vir jou gejok het, dan wonder mens elke keer of hulle die waarheid praat. Dit is so, if trust is broken,
dan dis nie net 'n ding wat jy sê, right, ek vertrou jy net wie. Môre gaan ons weer aan nie. Ja, dan begin question jy alles wat 'n persoon doen. Ja. So that this integration of trust leaves the relationship hollow and unsustainable. En na 'n tyd, jy kan maar kyk, net so wat jy wil, as vertroue weg is, jy kan hoeveel tyd saam met 'n persoon spandeer, eventually fade hulle net weg, want daar is nie meer 'n connection of trust nie. 'n Persoon irriteer jou net, jy wil nie meer met so 'n persoon wees nie. So Ja, want jy weet nooit waar jy staan nie. Exactly. Dit mos nie lekker as jy nie weet waar jy met iemand staan nie. Now, these cumulative failures, respect, apology, care, accountability, and honesty, become the silent closures of a relationship. Each one adds a layer of disillusion and hurt, gradually leading to an unavoidable conclusion. Where these essential components are missing, it becomes clear that the relationship can no longer sustain itself. The silent voids left by these absence speak louder than any confrontation or dramatic exit ever could, marking the true end of the connection, and that's confrontational. Yeah, sure. In life, we often encounter individuals who, rather than aiding in our evolution, they serve as a powerful reminder of the consequence of stagnation. These people aren't necessarily bad or harmful. Instead, they embody the very qualities and behaviors that we might fall into if we do not actively pursue growth and improvement. In any relationship, be it personal or professional, understanding and forgiveness are crucial for fostering harmony and growth. However, there's a fine line between being understanding and becoming a doormat. It's essential to recognize when being overly accommodating results in a compromise of your self-respect. Understanding and forgiveness are virtues that allow us to empathize with others' situations and forgive their transgressions, promoting healing and continuity in relationships. They enable us to see beyond the immediate actions and consider the broader context, which is often necessary for maintaining healthy, long-lasting connections. However, these virtues can become detrimental when they are exploited or when they lead us to ignore patterns or disrespect and mistreatment. Disrespect often starts subtly. An offhand remark, a minor oversight, or casual dismissal. If consistently overlooked, these small slights can snowball into more significant issues. When understanding and forgiveness are extended repeatedly without addressing the underlying disrespect, it sends a message that such behavior is acceptable. This can erode self-esteem and create an imbalance in the relationships where one party feels undervalued and the other feels entitled to behave inconsiderately. Ja, dis wat ons van praat, the small foxes that spoil the vine. Jy sê sommer ietsie wat dismissive is, of wat ook al, mense voel nie lekker nie, maar dan bly mense gewoonlik stil daaroor. En ek sê altyd, as ek ietsie doen of sê wat mense irriteer, moet jy sê, want obviously gaan jy nie die persoon naaste aan jou of die mense rondom jou wil irriteer met wat jy doen en sê nie, maar as dit so is, dan moet mense dit kommunikeer, want daar is ook 'n manier hoe om dit te kommunikeer, dat dit nou nie lyk asof jy mekaar aanval nie. Jy wil mos nou net die verhouding baie mooi smooth laat run. So dan praat jy met die mense, sê, daai wat jy daai gedoen het, dit het my so laat voel. En soos Dion net nou gesê het, dan as jy dit vir die persoon vertel het, en dan kyk of hulle dit herstel, en dan kan jy mos nou sien of daar hoop is, dat daai werksverhouding, of daai ouer-kind verhouding, of familie, of liefdesverhouding, of wat ook al, gaan werk in die toekoms, want as jy nie aan daai goedjies kan werk nie, the small foxes, it will spoil the vine, nee. Yep. No, maintaining self-respect means setting boundaries. Dis baie belangrik. Boundaries praat ons altyd van, is nie daar om mense uit te hou nie, maar dit is juis om mense te beskerm, vir jouself en ander mense te beskerm, want anders ek sê baie keer, mense wat nie daarvan hou as jy boundaries daar sit nie, is die mense wat juis vir jou misbruik.
Hulle hou nie daarvan dat jy daai boundary daar gesit en dan sal hulle allerhande lelike goed van jou te sê, want hulle is gewoond om jou te kan misbruik, omdat jy lekker 'n doormat is vir hulle om oor te loop. So it means setting boundaries and holding others accountable for their actions. So om hulle nie te laat wegkom daarmee as hulle daai boundaries oorskry nie. It involves recognizing your worth and not allowing others to diminish it. Onthou wat ons Book of Instruction in die Bybel vir ons sê. Charity, love, begins at home. Met yourself. You have to what? Love your neighbor as you love yourself. So met ander woorde, jy moet eers vir jouself lief wees. En dit beteken jy moet selfrespek hê, om jouself te kan respekteer, sodat mense jou nie for granted vat nie, né? Voordat jy vir ander mense kan lief wees, moet jy vir jouself lief wees. This doesn't mean abandoning understanding and forgiveness altogether, but rather integrating them with assertiveness. Met ander woorde, jy kan nog steeds verstaan dat ander mense hulle issues het en sulke tipe van goeders, maar ek het sê, nee, jammer, ek het vir jou gesê, daai is my boundaries, ek gaan nie toelaat dat jy oor my loop nie, respekteer my net wat dit aanbetref, asseblief, want dan beteken dit ook, jy gee nie om oor daai persoon te dink nie, jy wil net jou manier hê om te seevier. Dit werk nie so nie, dan beteken daai verhouding mos vir jou niks nie, as jy nie bekommerd is of geïnteresseerd is hoe dit die ander persoon maak voel hoe jy optree nie. Now, being assertive involves clearly communicating your feelings and expectations without aggression or passivity. Kyk, hier's baie goedjies wat homself herhaal wat ons nou sê, want dit is presies waaroor dit gaan in the circle of life. It's about standing up for yourself in a way that respects both your dignity and the relationship. So balancing understanding and forgiveness with self-respect requires a keen awareness of your emotions and the dynamics of your interactions. So ken yourself, wees eerlik met yourself. It means being willing to have difficult conversations and sometimes make tough decisions. Daai ding van being confrontational, ja, dan is dit maar so, dan is mens confrontational, maar mens kan nie wegkruip van iets en toelaat dat 'n mooshoop 'n berg geraak, omdat mense nie daaroor wil praat nie. Ek sien sommer wat kom, 'n groot ontploffing en dan is alles tot niet, en ek wil dit nie hê dit moet gebeur nie. So as ek met iemand gaan praat, en ek sien daar's 'n issue, en hulle wil nie met my praat nie, dan blykbaar stel hulle nie die verhouding so hoog op prys soos wat ek dit doen nie, en dan moet ek maar kies wat ek gaan doen van daar af, nee? By doing so, you ensure that your kindness is not mistaken for weakness, and your forgiveness does not become an invitation for continued disrespect. Dit beteken as jy vergewe is aan die kant oor 'n fout wat jy gemaak het, beteken dit nie, jy gaan dit weer vergewe as die mens aanhou om daai selfde ding te doen. Ons het net nou daaroor gepraat. Only a mistake the first time. Second time it's a decision. Dan beteken mos jy disrespect die ander persoon as jy aanhou om jouself te goed te doen. In essence, it's about nurturing relationships that are built on mutual respect, understanding and genuine regard for one another's well-being. Ja, op daai informasie, wat is nou deurdeel het van hoe om 'n persoon te respekteer, om te gee vir 'n persoon, en as jy trust gebreek het, dan is dit baie moeilik om dit weer reg te stel. Baie moeilik. So prevention is better than cure. Ja, a stitch in time. Saves. Nee. Ja, so maak dit liewer reg, vinnig. Daai gat wat al gebeur, gryp hom sommer nou, en ek maak altyd 'n lekker praktiese voorbeeld om te sê, as 'n klein hondjie, as hy nou daar op die vloer piepie, moet jy hom dadelik met daai koerant klits, want anders net nou gaan hy nie weet hoekom kry hy 'n pak nie, en dan gaan hy aanhou om daai selfde foutjie in aanhalingsteken te maak, en hy gaan dit vir almal ongemaklik en almal ongelukkig rondom hom maak. So, a stitch in time. So, stop dit voor dit 'n groot storie kan raak. Ja, so as soos Karen nou gesê het, is daar, as jy hond nou geslaan word na 'n tyd met 'n nat koerant of op die snoet. Geraps word, ja. Ja, en hy weet nie wat hy gedoen het, dit stres hom net uit, want hy weet dan nie wat hy gedoen het. Dieselfde met so 'n geval as mens ook. Ja. As jy uitgetrap word van 'n kant af en jy weet nie wat jy gedoen het, dit stres jou uit. Dis al wat. Ja, en dan reageer jy ook,
nie lekker nie. Ja. Jy bars sommer uit en baie mense vloek en skel as hulle nie weet wat aangaan nie en dan doen jy meer skade as enigiets anderste in plaas van om net te sê en dan op 'n mooi manier te sê, luister, daai werk nie vir my nie, dit is nie mooi nie, dit is nie reg nie, wat jy daar gedoen het beïnvloed my so, en ja, dan kies daai persoon hoe hy vir jou terug gaan antwoord, of hulle dit weer gaan doen of nie. As hulle dit weer doen, dan moet jy maar jou eie selfrespek kies en besluit, dis my boundaries, dis wat ek sal hanteer en dit sal ek glad nie hanteer nie. Dis hy. Maar hulle noem het dealbreakers. Ja, dis 'n dealbreaker. Jy moet vir jouself besluit wat in jou lewe is aanvaarbaar vir jou en wat is 'n dealbreaker en dan moet jy besluit, luister, okay, tot hier toe nie verder nie. Daai persoon by die werk, ek het nou al baie keer mooi met jou gepraat, nou gaan ek jou al by die baas aangee omdat jy heeltyd so rook, voor jy nie moet rook nie, of wat ook al die geval mag wees. Enough is enough. Ja, genoeg is genoeg, nou beweeg ek aan vir my eie sanity en my eie gevoelens. Ja, ek sê altyd, jy kan nie vorentoe beweeg en beter raak as jy aanhou klou aan die ou goed nie. So dan moet jy besluit vir jou eie beswil. Vorentoe of agterbly in die gemors en in die gemors vassit waar jy heeltyd gedisrespek word en nee, dis nie lekker nie. Okay, so op daai, Karen. Gaan ons 'n lekker liedjie speel, wat? Too late to apologize. Ons is nou weer terug hier so op Aksie met Reaksie, bly ingeskakel net hier op Eden FM. Eden FM, your voice in paradise, true companionship, and a friend for life. Welkom terug is by ons Aksie met Reaksie. Dit was Apologize van Timbaland en One Republic gewees. Ja, too late to apologize. Partykeer is dit net te laat, want dit het net al te veel keer gebeur en dan moet jy besluit tot hier toe en nie verder nie, want nee, as mense eers respek verloor het vir jou, dan ja, daar is nie meer salf aan te smeer nie, jammer. Jy kan nog 'n bietjie liefde verloor of wat ook al, maar as die respek weg is dit weg. Ja. Daar is verskillende patrone. Now, first, it's important to understand that every interaction and relationship can teach us something valuable. Ja, ek sal nou dit sê, as dit is wat ons sien by mense, of wat nou 'n goeie verhouding was, of 'n slegte verhouding, ons moet eintlik dit nie in daai sin so sien nie. Ons moet sien dat elke ding waardeur ons is, het vir ons iets geleer. No, reason, a season, and a lifetime. Ja, dit leer vir ons iets. Either I don't want to be like that person, or that's not a situation that I would prefer to be in, or that's what I prefer. Dis wat jy leer daaruit. Maar niks gebeur ooit per ongeluk nie. Alles het 'n rede. Ek sien dit altyd so, ek probeer altyd kyk, wat is die les wat ek hier uit moes leer? Wat is die les? En ek sê ook altyd, if you don't learn the lesson, it will come back and come back, and every time it comes back, it's more expensive. En dit maak seker, die les word al hoe duurder. So leer dit tog maar net asseblief die eerste keer. Leer dit die eerste keer. Moet ek sê, ek is geleer dat leer uit ander mense se foute uit. En dan moet ek sê, my kinders het my gesê, nee moeder, ons moet ons eie foute maak. Oh nee, asseblief. Daar is 'n klomp goeders, sekerlik is daar sekere foute wat jy moet maak om persoonlik daaruit te leer, maar oor die algemeen kyk ek na ander mense en dink ek, nee, daai is wat ek nie prefer nie. So moet ek sê, jy moet nooit sê dis 'n slegte ding, of daai is 'n goeie ding, of wat ook al nie, moet dit nie so sien nie, sien net alles as 'n les, om vir jou te wys wat jy prefer en what you don't prefer. So when we encounter someone who seems stuck in negative patterns, or who repeatedly make choices that lead to unfavorable outcomes, what you don't prefer, it serves as a cautionary example. These individuals
show us what complacency and lack of self-awareness looks like. See what you don't want in your life. By observing their struggles and the ramifications of their actions. Met ander woorde, die nagevolge van hulle aksie, want met elke aksie, Is daar 'n reaksie? daar is altyd, daar is nog 'n ding wat een van my favorite sayings is, verlaat my brein my weer. Daar is nie al slim gesê. The ramifications. Oh ja, you are free to make the choice, but you're not free from the consequence of the choice. Ja, daar's altyd consequences vir elke besluit wat jy neem. So, by observing their struggles and the ramifications of their actions, we gain insight into the importance of continuous personal development. For instance, consider someone who constantly complains about their job but never takes steps to improve their situation. Ja, ons het gister daaroor gepraat. Ja. Whether through seeking new opportunities or developing new skills. Ja, ons het presies gister daaroor gepraat. Mense kla heeltyd oor goeders. Jy gaan nie 'n verandering in jou lewe bring as jy dieselfde ding oor en oor doen nie. So as jy 'n beter huis soek, gaan soek daai huis. As jy 'n beter werk soek, gaan soek dit. Moenie net kla oor jou werk en niks daaraan doen nie. As jy 'n beter education wil doen, maak 'n plan om 'n beter education te kry. Al gaan doen jy 'n Udemy koers wat so goedkoop is, dan begin jy darm ietsie. Jy maak 'n plan. You have to change the behavior to change the outcome. Jy kan nie a different outcome wil hê if the behavior stays the same. Want jy gaan heeltyd dieselfde outcome kry with the same behavior. 'n Lekker ding wat almal of meerderheid mense ook altyd sê. Ek weet dit is nou seker nou nie so baie goed om van te praat nie, maar jy kan nie die lotto wen. As jy nie die kaartjie koop nie. Elke keer dat jy sê ek wil dit graag wen, dit sal lekker as ek die lotto wen, maar as jy die kaartjie koop nie. You have to take the shot. If there's no action, nothing will happen. Ja, you have to take the shot to win. Daar's so 'n movie ook. Ek wil onthou ek het dit jare terug het ek ook daai op my Facebook profiel gesit. To win, you have to take the shot. Ja. Now, this person's dissatisfaction and insecurity can be a stark reminder of what happens when we do not take proactive steps to change our circumstances. They highlight the importance of being proactive, setting goals, and striving for better conditions in our lives. Moreover, these individuals can also reflect back to us aspects of ourselves that we might not want to acknowledge. They serve as mirrors, showing us our own potential for falling into similar patterns if we are not vigilant. This reflection can be uncomfortable, but it is incredibly valuable. It pushes us to confront our own tendencies towards negativity, laziness, or complacency, and encourages us to make conscious choices to avoid these pitfalls. Furthermore, recognizing these reminders in others helps us build empathy and understanding. It becomes clear that everyone is on their own journey, facing their own set of challenges and learning opportunities. This understanding fosters compassion as we realize that while we may be learning from others' mistakes, they too have the potential to evolve and grow when they are ready. In essence, the people who are not in our lives to help us evolve directly still play a crucial role in our development. They provide vivid examples of the path we might choose to avoid, reinforcing the importance of growth and self-awareness. By learning from their experiences and reflecting on our own, we can steer our lives in more positive and fulfilling directions. In conclusion, while not everyone we meet is meant to directly aid our evolution, they all have something to teach us. Those who remind us of the consequences of stagnation play an essential role in our journey, highlighting the importance of conscious self-improvement and the value of maintaining a proactive approach to our own growth. Embrace these lessons with a friendly and open heart, knowing that each encounter is an opportunity to learn and evolve. Ja, dis die belangrikste ding, our own self-growth. Yes, ja, wat 'n lekker Backful. backvol mee in te gaan. Ja, maar ons het ons programme soos altyd op
Aksie met Reaksie en dan op YouTube ons en podcast, Spotify. ja, YouTube en Spotify. So, So, julle kan gerus weer daarna luister want soos ek vroeër gesê het, ons herinner net vir onsself aan dingetjies wat ons eintlik weet, maar wat ons baie vergeet en dis regtig, it's the small foxes that spoil the mind. Dis die klein dingetjies wat belangrik is. it's the little things that matter. Ja, so baie sterkte vir vandag, ons hoop regtig. Niemand staan te lank in 'n ry vandag nie en dat dit lekker ervaring is daar waar jy met verskillende mense rondom jou kan kommunikeer, in 'n lekker relaxed atmosfeer, almal is daar vir dieselfde redes. So, ja, geniet dit en ons hoop en bid dat die regte besluite geneem gaan word deur almal wat vir ons almal in ons land tot voordeel sal wees. En ja, hoop julle het 'n heerlike kort res van die week en ons gesels weer volgende week. Nou, as jy lank en duim 'n lekker streep het, mag jy die dag net verder vir jou lekker wees, ontspanne, lekker rus en gaan en geniet dit. Ja, Ons groet julle uit Mosselbaai se ateljee uit, heerlike dag en ek is Karen. net hier op Aksie met Reaksie op Eden FM. Tot volgende week toe. Bye bye. Eden FM Mossel Bay 93.8 FM stereo.